Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 512 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. Ons is nou besig met die Heilige Quran en dit is die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Ons is besig met hoofstuk 57, chapter 57, Easter, the Iron, Surah 57, Al-Hadid. Later on that begin, we just did two verses yesterday, so let's just continue. Afdeling 2, lig en lewe deur die profeet gegee. Wie sal vir Allah 'n goeie lening aanbied? Hy sal dit dan vir hom verdubbel en hy sal 'n voortreffelike beloning kry. Op daardie dag sal u die gelowige mans en die gelowige vroue sien. Hulle lig sal voor hulle en aan hulle regterhand uitstraal. Remember yesterday we mentioned that this is the bridge and everyone will be going across the bridge because that is on the day of resurrection, right? And then that is known as the Pula Sirat, right? Op daardie dag sal u die gelowige mans en die gelowige vroue sien. Hulle lig sal voor hulle en aan hulle regterhand uitstraal. Goeie nuus vir julle bring hierdie dag. Tuine waardeur riviere vloei, waarin julle sal bly. Dit is die grootste sukses. Op die dag wanneer die heigelagte mans en vroue aan die gelowiges sal sê, wag op ons, sodat ons van julle lig kan leen, sal gesê word, gaan terug en soek lig. Dan sal 'n muur met 'n deur daarin tussen hulle opgerig word. Aan die binnekant sal barmhartigheid wees en aan die buitekant sal straf wees. Right? So as we mentioned, so as the believers are running across this bridge, at the sides of the bridge and at the bottom of the bridge is hell, right? So the believers got the light in front, light across, and as the believers are running, then the hypocrites will say, hey, we were with you all, come on guys, give us some of your light. And then a wall will be put up, and I refer to that as the cocoon of mercy. On one side of the wall is the mercy of Allah, and on the outside is the punishment of Allah, because those people who did not believe in the Creator sincerely, on that day they're going to get no one to help them or benefit them, and they are the ones who are going to fall over, because this is a place of total darkness and it is only your light that's going to help you cross that place, right? Tuine, so we've done that. Okay, aan die binnekant sal barmhartigheid wees en aan die buitekant sal straf wees, reg? Within that cocoon of mercy. Hulle sal tot die gelowiges roep, was ons nie saam met julle nie? Hulle sal sê, ja, maar julle het in die versoeking verval en julle het gewag en getwyfel en julle ydelle begeertes het julle bedrieg. En toe het die driegende straf gekom, die als bedrieë het julle waarlik omtrent Allah bedrieg. Vandag dan sal geen losprys van julle aangeneem word nie, en ook nie van die ongelowiges nie. Julle verblyf is in die vuur. Boos is julle beskermheer en boos die bestemming. Het die tyd nog nie aangebreek dat die gelowiges hulle harte sal verootmoedig oor die oordenkinge van Allah en die waarheid wat geopenbaar is nie, en dat hulle nie moet wees soos diegene aan wie die boek voorheen gegee is nie, maar die tyd is vir hulle verleng. Daarom het hulle harte verhard, en die meeste van hulle is oortreders. Weet dan Allah die aarde laat herlewe na sy dood. Inderdaad het ons die tekens vir julle verduidelik, sodat julle kan verstaan. Die mans wat offergawes gee, en die vroue wat offergawes gee,
en 'n goeie lening vir Allah aanbied, vir hulle sal dit verdubbel word en vir hulle is daar 'n voortreffelike beloning. Hulle wat in Allah en sy boodskappers glo, hulle is die opregtes en die martelaars in die oë van hul Heer. Hulle sal hulle beloning en hulle lig ontvang. En hulle wat nie glo nie en ons tekens verwerp het, hulle is die bewoners van die hel. Lekker bly. Join me in the next episode. Alhamdulillah.